Dankie, die aanbidding was uitstekend. Very good. Very good. Nou, goeiemôre. En al vir diegene op lyn, baie welkom. So die onderwerp vandag is, wat maak jy in 'n krisis? Afrikaners sê, dat is een ding, ook krisis, wat nou? Maar die wat nou is nie die oplossing nie. Wat maak ek en jy in 'n krisis? Krisis in Engels, it's C-R-I-S-I-S. In Afrikaans, dis K-S-I-S, krisis. Net die K is verskillend. En jare gelede vra ek die Here, wat is die definisie van krisis volgens U? En in my hart hoor ek hierdie woorde. Christ rises in situations initiating success. Die Chinese het 'n dubbele woordspeling vir die woord krisis. Die eerste gedeelte beteken gevaar, die laaste gedeelte van krisis beteken 'n geleentheid vir jou verleentheid. So, it is a danger and it is an opportunity. So elke krisis wat jy in is, daar's gevaar, maar daar's 'n geleentheid dat God opdag. En hy kom en hy help jou. En dit wat jy deurgaan, is nie so baie as wat hy vir jou gaan gee nie. So ek wil graag hierdie preek by die einde begin en dan weer na die begin toe gaan as jy nie omgee. So in Johannes 2 vers 11 staan daar, hierdie eerste een van sy tekens, hoor my, nie wonderwerke nie. Hierdie eerste een van sy tekens het Jesus in Kana in Galilea gedoen en hy het sy heerlikheid geopenbaar en sy disippels het in hom geglo. So dit was die doel van die bruilof. Dit was die doel van die tekort van wyn. Dit was die doel van paniek. Dit was die doel van skaamte en 'n teleurstelling en 'n vernedering. Dit was die doel van hopeloosheid en tekort. So kom ons begin. Op die eerste dag van die bruilof in Kana. En sy moeder, die moeder van Jesus, was daar. So in daai dae, 'n huwelik het 7 dae geduur. In die Midde-Ooste, 7 dae, die hele dorpie is genooi. En almal seën hulle. En die geskiedenis sê vir die mense kom uit hulle huis uit, en as die bruilof en die bruidegom en die bruid loop deur, hulle seën en gooi goed en gee presente vir hulle. 7 dae vier hulle fees. En sy ma was daar. En dan vers 2 sê, en Jesus en sy disippels was ook na die bruilof genooi. So ek wil graag met julle praat oor die seëning wanneer jy genooi word. Jesus het net nie ingegaan as 'n gatecrasher. Hy het nie net homself daar ingeforseer. Hy het gewag vir 'n uitnodiging. En toe hy genooi is met sy disippels, het hy dit aanvaar. En om te dink dat hy wat God van die skepping is, alles was by hom, deur hom en vir hom geskape. Die Bybel sê in Johannes 1:3, niks wat gemaak is behalwe deur Jesus gemaak. Alles wat geskep is deur hom. Hy is die lewende woord. En hy is genooi. Weet jy wat vir my hart so bly maak vanoggend? Hy het, as hy nie die uitnodiging aanvaar het nie, sou die krisis nooit opgelos word nie. Die probleem sou nie uit die weg geruim word nie. Die situasie sal onveranderd gebly. Want daar is 'n kultuur in die Midde-Ooste. Vir 7 dae. Die bruidegom is aanleenlik totaal verantwoordelik
vir die hele maaltyd, al die goed, die musiek, alles, en vir die wyn. Dit is sy verantwoordelikheid. Dink net aan die hele dorp wat iets nou gaan beleef, ervaar. Dink gou hier aan dat, jy sien, ek en jy kan ons hele toekoms, ons lewe voorberei en beplan. Maar daar gaan langs die pad onverwagte probleme opdag. Onverwagte krisisse opdag. Jy gaan tekort hê. Daar's 'n tyd dat jy siek is en jy het genesing nodig. En dan moet jy wag of God genees jou onmiddellik. En die Bybel sê Jesus was genooi. As hy nie genooi was nie, was die probleem, en jy sien die kultuur van die Midde-Ooste, is dit in 'n bruilof. Dit is 'n sosiale gebeurtenis. En die bruidegom is alleen verantwoordelik vir alles. In ander woorde, alles was gebou omtrent gasvryheid, plig en feesvieringe. As Jesus nie genooi was nie, sou hy met skaamte, met vernedering, nooit dit in sy lewe kon oorleef nie. Die hele dorp weet daarvan. Sy reputasie, die stigma wat op hom sou gewees het met sy huwelik. Dis nie 'n goeie manier om 'n huwelik te begin nie. Die vrou kon gesê het, maar jy is verantwoordelik, jy moes dit vir my gelos het. Maar wat gedoen is gedoen. Maar Jesus was genooi. Hy het dit aanvaar. Ek wonder, ek sal net met julle praat oor die metafoor, die simboliek van wat wyn is in die Bybel. Maar dink vir 'n oomblik hier aan. As hy nie genooi was daar nie 'n oplossing nie. Almal van ons het wyn. Wyn in die Bybel is vreugde. Dit is om te juig, dit is om iets te vier. Wyn in die Bybel is ook die woord van God. Wyn in die Bybel is ook 'n metafoor van die bloed van Jesus. Jesus sê, jy sit nie nuwe wyn in ou wynsakke nie. As jy sit en dit gaan met die gis uit, dan breek die ou sakke. Nuwe wyn is vir nuwe wynsak. Sê vir jou langs jou wynsak. Jy's 'n oulike wynsak. Want 'n nuwe wynsak is so gebrei, dat soos die goed so uitgaan met al die bestanddele wat het vat, 'n goeie wyn, 'n vintage wine. Nie net hierdie sak wat jy koop en dan sit oor jou skouer en jy drink het. Ek praat van wyne. Van die duurste wyne vat van 18 maande tot 5 jaar. Ten daai tyd jy so dors. Nou kan jy dit proe. Hoeveel van ons ervaar en beleef in ons eie gesin, ons lewe, ons gesondheid, ons besigheid, ons begeertes, ons ideale wat vir ons kinders het, wat jy so fyn beplan, op hierdie dag gaan dit gebeur. Wel, die beplanning is nie daai woord, wat sal verloop. Daar kom stamp en stoot in die lewe. Daar kom tekort, daar kom behoefte. En soms van ons, almal van ons, weet hoe dit voel, dat iets wat moes in jou gewees het tot jou voordeel, ewe skielik is nie meer daar nie. Daar's 'n tekort. Daar's 'n behoefte. In English, there's a scarcity. Daar's 'n tekort. En die Bybel sê vir ons baie mooi, dat Jesus, nadat daar genooi is, sê die Bybel, toe daar wyn tekort kom. Dink net hoe daai bruidegom moes begin nip het. Ek dink hy het hierdie ding ontwikkel. Oh, thank you. Ek hoop dit was goed bedoel. En toe die wyn kort kom, sê die moeder van Jesus vir hom, hulle het nie wyn nie. Weet jy wat vir my verstom? Het dat sy nie paniekbevange geraak het, rondgehardloop, verskoning gemaak nadat die bruidegom kom,
na die gas en die hoofwynmaker, the master of wine, die een wat 'n proewer is van wyn. Hy is so effektief in die proe van wyn, hy kan sê van wat 'n langstreek dit kom, hy kan al die goed, die geur, daar's dit in, is dit en is daai en is die in, hy het al daai goed, net een tong tippie toets. Hy is daar. En sy ma kom na hom te sê, daar's nie meer wyn nie, let op. Sy skryf nie vir hom voor, dat hy oplossing moet nou kom, voorhou. Sy sê nie vir hom wat hy moet doen nie. Sy maak ook nie verskonings nie. Sy het eenvoudig die probleem. Wat was die probleem? Dit sou nag gewees het vir 'n huwelik. Die skaamte. Die disrespek. Die ongasvryheid. Dat hulle nie pligverbonde was nie. Hulle sal het nooit kon vergeet nie, en hulle sal hulle nooit toegelaat om dit te vergeet nie. En ewe skielik kom Jesus en hy doen dit. Dit gaan jou verstom nou. Wat het Maria gedoen? Sy het eenvoudig die probleem, die situasie, die krisis, die chaos na Jesus gebring en toegelaat dat hy self besluit wat hy gaan doen. Jy sien, baie van ons gaan na die Here toe, ons skryf voor wat hy moet doen. Baie van ons gaan na die Bybel, ons soek 'n vers en sê, dis wat hy gesê het. Nee, dis wat jy graag wil hê hy moet sê reg nou. Hy sal 'n regte woord, jy sien, as jy gereeld in die Bybel is, en jy bly in die woord, en die woord bly in jou, sê jy kan hom enigiets vra. Maar die voorwaarde, jy moet in die woord bly, en die woord moet in jou bly. En dan as jy met hom praat, 'n vers kom op na jou toe, in jou gedagtes. En jy sien dit. Dan, sê die Bybel, die mens leef nie alleenlik by brood, maar elke woord wat uit God se mond uitkom. God stuur sy woord uit, dit kan nooit terug na hom keer sonder vervulling. Dit waarheen hy toe stuur, dit sal dit volbring. Dit is nou God se waarmaker van sy woord. En die volgende vers sê die volgende. Jesus sê vir haar, vrou, toe ek daai woord vrou noem, toe skrik ek. Ek het meer geskrik. Ek het gesê, ek dink, maar Here, is dan die God van die oorsprong van maniere, van eerbiedigheid, jy, jou ma en jou pa, en nou voor 'n hele dorp van mense, voor almal in 'n krisis, word hy nou, asof het lyk disrespekvol is, vrou, wow, hoe kan hy van 'n ma na vrou toe gaan? My kop kon dit nie verstaan nie. Yes, ek moes my ma voor my pa gesê het, vrou, yes, my pa sou my geslaan het. Nee, dat selfs die goed in die toekoms wat ek sou verkeerd gedoen het, was bang. Jy hier jou ma, jy noem haar ma. Verstaan jy? En hy sê, vrou, yesterday. Ek vra vir hom, hoe kan ek dit nou preek? Dis amper soos jou ma, dis nie goed nie, verstaan jy? Nou is dit net sommer net 'n vrou. Ek sê, Here, asseblief verduidelik dit vir my. En toe gaan Google ek, was die kultuur van die Jode. En kan jy glo, dis nie 'n disrespekvolle gesegde nie. Maar toe hy op die kruis hang, daar staan sy ma, sy disippels en Johannes staan langs sy ma. En hy sê, vir Johannes, jou ma. Nou noem hy haar nie meer, hy sê, jou ma. En hy sê vir die ma, jou seun. Wat het dit beteken? Dit het beteken die volgende, toe hy vir haar sê, vrou, wat het ek met jou te doen? Hy was die oudste seun, hy was 'n timmerman, hy het vir sy ma gesorg, die pa het doodgegaan ergens. Hy was nou die ou boet. Hy het broers en susters gehad. En hy sê, vrou, wat het dit met my te doen? Daar nie meer wyn is nie. Wat het dit met my te doen? Hy is nie die bruidegom daar nie. Hy was genooide gas. Dink gou hier aan. Dit is wat die kultuur leer. Is dat toe Jesus gesê het, hy gaan van ma na vrou, is omdat hy 'n skuif gebring het in sy lewe tot daai punt,
van 'n babatjie om sy ma te versorg, om die plek van die pa in te neem, maar op hierdie teken wat hy gaan nou doen, is daar 'n verskywing. Daar's 'n momentum wat hy nie meer net die seun van Maria is nie. Dit is dat hy homself kan identifiseer. Hy kan homself blootstel. Hy kan homself bekendstel vir wie hy nou werklik is. So there was a shift in time. Daar was 'n skuiving in tyd. Wat was dit? Waar hy altyd die seun van die mens was, nou ewe skielik het hy gesê, dit wat ek nou gaan doen, it's a shift. So dis nie meer my ma nie, dis nou vrou. Kry dit in julle koppe vir 'n oomblik. Wat beteken dit? Want in vers 11, wat die einde van die preek is, sê het, hierdie eerste van Jesus se tekens, nie wonderwerke nie, hierdie eerste van die tekens wat Jesus gedoen het, was vir hierdie twee redes, om sy heerlikheid te openbaar, en dat sy disippels, hulle sou hom geglo het. Die situasie en die kern van hierdie ding, gaan nie oor die bruilof nie, gaan nie oor die tekort van wyn nie, gaan nie oor al daai goed nie. Wat was dit? Ek so bly julle vra my. Dit was God se tyd, om sy geliefde seun Jesus op 'n lanseringsplatform te plaas, dat soos in Amerika met daai 4 pyle, 10, 9, 8, 7, 1, blast op. Boom, daar gaan hy ding teen swaartekrag, gaan om die maan soveel keer val weer in die see. Daai wat hy gedoen het, die water verander in wyn, was 'n skuiving van hoe hy 'n seun van 'n ma was, toe hy oorgaan as die Messias. Nou het sy tyd aangebreek vir 3,5 jaar se bediening. Nou sorg hy nie meer vir sy ma nie. Hy nou gehoorsaam sy pa. En die Bybel sê, dit wat my pa sê, dit hoor wat ek hoor, dit sê ek. Wat ek my vader sien doen, dit doen ek. Hy het 'n tydgleef gehad, van daai troue, tot op die kruis, tot in die graf, en tot die opstanding. So daar het 'n tyd gekom, dat die ma word op een kant gesit, die titel, en is nou 'n vrou. Maar God het haar nie maaloos gelos nie. Hy het vir haar die beste disipel gegee wat hy vertrou het. Hoekom? Want Johannes het op sy bors gelê by die laaste aandmaaltyd, en sy kop op sy bors gelê. Wat beteken, Johannes het die hartklop van Jesus gehoor al die tyd. En hy was 'n Afrikaner, waar er 'n klop disselboom met hom gegaan. En dis hoekom Jesus hierdie disipel vir sy ma gegee het en gesê, dis nou jou ma, vat haar in jou huis. Sien, er was 12 disipels, hy kon gedoen wat boere doen. Ma is nou oud en as 12 seuns, elke seun vat 'n maand, die ma. Hulle roteer haar. Maar Jesus bring 'n absolute afsnypunt. Nou is ek net vir die bedoeling waarvoor ek gebore is. Nou is ek die Messias, die vervulling van alle beloftes. Nou is ek die redder, nou is ek die verlosser. Verstaan jy? Nou is ek God in die vlees, come on. Hy was so gebore, maar hy betree nou die doel waarvoor God, hy was gebore om te sterf. Hy is die lam van God wat geslag is voor die grondleg van die wêreld, sê Openbaring. Kan jy nou verstaan? Daar was 'n skuiving in prioriteit. God het geweet om sy pa te eer, is meer belangrik as sy aardse ma te eer, want hy gaan haar aan Johannes oorgee. Vang julle dit? Dit klink Chris, dit klink nie goed nie, maar in hulle kultuur was dit nie 'n belediging nie. So die Bybel sê die volgende, sy moeder sê vir die dienaars, nou kry sy haar begeerte.
Sy gaan nie en maak dit 'n besoek, 'n versoek aan Jesus nie. Sy sê vir die dienaars wat geen regte het nie, hulle dien. Dis hulle werk, dis hulle beroep. En as daai water wat hulle die kanne vol mee gemaak het en die water in houe gewen en vir die wynproewe gegee het, en dit was daar so water, was hulle sonder werk. Hulle sou gestraf gewees as jy kan nie glo nie, want slawe gehoorsaam sy meester. So sy sê vir die slawe, net wat hy vir julle sê, doen dit. Ek sê vir jou, dit is die goue reël deur die hele Christendom, deur die hele Bybel. Wat God vir jou sê, doen dit. Moenie daaroor wik en weer nie, moenie dit bepeins nie, moenie dink, wel ek voel nie, dis die regte tyd nie, dis nie vir my bestem nie, hou op met daai twak. This is the golden rule of Christianity and the Bible. Whatever he says to you, do it. En ek wil hê, dit moet hierdie gemeente it's got to be jou leser, dankie. Voel vry om my te help asseblief. Dis die leser. Dink jy, die slaaf het geweet wat sy bedoel het? Nee. Let op, sy het nie na Jesus gegaan, die tweede keer. En hierdie keer nie moet die op probleem en los het vir hom om dit te kan hanteer, maar sy skryf nie vir hom voor wat hy moet doen nie. Sy sê nie, jy moet nou oor dit bid. Sy sê nie, jy moet jou hand nou waai oor die water en maak dit skielik wyn. Sy los die oplossing totaal vir God. Die probleem met ons in ons verhouding, want ons moet God praat en ons is in die pekel en ons is nou in 'n situasie en is krisis en as dit nie nou, ons leef van hand tot mond. Hoekom? Want die wyn loop uit, daar in die natuur en in ons, wat kan wyn wees? Wyn in die Bybel is ook blydskap, vreugde. En hoe maklik, deur 'n diagnose van kanker, 'n skei, of jy verloor jou werk, hoe vinnig loop daai wyn van vreugde uit ons uit? Hoe vinnig word ons gedreineer in ons geduld vir onsself, vir mense, vir ons familie, vir ons kinders. Mense wil altyd iets nou hê, gister was beter. God bepaal die wanneer en die hoe, nie ons nie. Hoeveel keer jy word siek, en die krag wat jy gehad, jy was soos 'n bul, nou, het jy meer krag nie, en jou krag verlaat jou, you run out of strength, you run out of patience, hoeveel keer loop ons uit, vertroue in God, hoeveel keer loop ons leeg van aanbidding, en van die Here te loof en te prys, want sal 3 maande uit nog nie gee wat ek wil hê nie. God gee nooit vir jou wat jy wil hê nie. Hy gee vir jou wat hy wil graag jy nodig het. Maar wat jy nodig het, is 1 miljoen keer beter as wat jy wil hê. Ek het julle nog nooit so stil gehoor nie. So, net wat hy vir jou sê, doen dit. En daar was, volgens die reinigingsgebruike van die Jode, 6 klipkanne gestaan, wat elkeen tussen 100 en 120 liter water bevat het. Hoekom dink jy dis in die Bybel? Onthou, Jesus is nou geloods as die Messia, as die in die vervulling van alle beloftes. En daar's 'n wonderlike skrif in die Bybel, en dit is in Hebreërs 10 vers 6 tot 8. Daar staan die volgende. In English I'll say to you. And the Bible says, ek kom sê in Afrikaans, God het geen welbehaag gevind in die rituele van die tradisie van die voorvaders. God het Moses 10 wette gegee. Die skrifgeleerdes en die fariseërs het 10 gebooie uitgebrei na 631. En hulle was meer getrou aan dit. Weet jy wat was? Dit was dat hulle in beheer kan wees van mense. They were control freaks. En hierso is hierdie 6 kruike. 6 is die nommer van mens.
6 in Hebreërs beteken ook, wanneer alles wat jy gedink het jy het jy nie meer nie. In ander woorde, wanneer jy nie 'n situasie kan verbeter, God kan. Wanneer jy nie hoop het nie, die Bybel sê, Christus is ons hoop. En ek wil hier gou verstaan, in hierdie oomblik, is dat die kanne was daar, in Hebreërs sê daar, en God het nie welbehaag gehad in die rituele was hy, hoekom? Want die Jode daai houers water gevat, hulle hande gewas. Elke keer het hulle hande gewas, maak nie saak wat hulle geraak het nie. En hulle het hulle self daarmee gewas. En Jesus sê, die skuif nou van die ou verbond, van wettisme, van goeie werke, eindig nou, dat ek hierdie wonderwerk, hierdie teken gaan doen, van water na wyn. Dat ek die Messias, die vervulling van alle beloftes, die redder, die verlosser, are you understanding me? The King of Kings, the Lord of Lords. Hy sê, dit is nou die tyd. En wat my verbaas, is dat hy sê, en God wat nie 'n behaag gehad het in die ou stelsel, in die ou verbond, in die ou reëls, in die ou wette, het hy nou, sê die Bybel in Afrikaans, hy het dit geskaf, afgeskaf. Thank you. Vele dank, myne metgeen. Sy is Duits. The Bible says, and Jesus removed the first to establish the second. Wanneer het hy die nuwe verbond ingestel? Die laaste nag voor hy kruis toe is. Het hy die brood gevat, gebreek, sy disippels gegee. Hy het wyn vir hulle gegee en hy sê, ek sal nie weer op hierdie aarde saam met julle wyn drink, tot in die hemel met die bruilofvlees van die lam sal ek weer die wyn drink van die druiwe van die wingerd. Kan jy sien die tydsberekening? En as hoeveel Christene vandag wat God so lief het, maar is nog steeds werke. Het is net, jy kan God help. Jy kan God advies gee. Jy sê vir hom hoe om 'n ding te doen. Werk nie so nie. Dit is 'n ongelooflike belediging om die God wat alwetend, alsienend, almagtig is, deur 'n mens gesê wat hy moet doen. Die Bybel sê, wat ook al hy vir jou sê, doen dit. Nie wat ook al ek vir hom sê, moet hy dit doen nie. Moet hy dit doen. Verstaan jy dit? Ons moet dit uit ons woordeskat kry. Daai nederigheid, daai respekvolheid. Hoekom? Want die Bybel sê die slotsom van alle dinge is vrees God en gehoorsaam hom. Soos die ma sê, doen net wat hy sê. So, Jesus sê vir hulle, maak die kanne vol wyn en hulle maak dit tot lopends toe vol. Ek wil graag vir julle hierdie stelling maak. As daai water in daai 6 groot kanne van klei gemaak, as die water daar gebly het, sou die water daar verdamp het. As hulle die houe gevat het, om vir die wynmeester vir hom laat proe, en hulle besluit, kyk, hierdie ding is water, ons ken water, dat die ander een stamp en sê, prys die Here, is op die grond geval. Die Bybel sê, toe die wynmaker, die meeste van die wyn, en ons het 'n man hier, 'n vriend van my, goeie vriend van my, Jacques Viljoen. Hy is 'n cellarmaster van Boschendal Winery. Hy was eers by ons, waar ons bly het. Jacques, ek wil jou 'n vraag vra, jy moet asseblief vir my hardop antwoord asseblief. Kan jy as 'n wynmaker net water in 'n houe sit en onmiddellik daarna kry jy wyn wat 5 jaar ryp is of korte bestanddele? So die teken wat Jesus gedoen was menslik onmoontlik. Nou sê God, wat vir mense onmoontlik is vir God moontlik. Hy is een van ons beste wynmakers in die land. Hy word baie keer oor see genooi. Ek baie trots op jou. Jacques, baie trots op jou.
Bless God. Ja, maar ek jou so in die preek ingetrek, hoor. So. En hy sê vir hulle, skep nou uit en bring dit na die hoofmaal. Dink jy, hulle was 'n bietjie benoud? Dink julle die rit op dit gehad, as hulle hy houe gedoen het? Ek meen, meeste is verspoel. Nie verspoel nie, uitgeval. Verspoel. My Afrikaanse woordeskat is verstommend. Hy sê, skep nou uit en bring dit vir die hoofdienaar. En hulle het gebring. As die water in die kruike gebly het, sou daar geen oplossing gewees het vir die krisis. As hulle hom nie gehoorsaam was nie, kom jy agter dat in elke wonderwerk, God doen dit graag saam met jou. Net nie vir jou nie, saam met jou. Jou geloof, jou lof, jou aanbidding, jou vertroue in God. Are you understanding me? Julle het nie, want julle vra nie, maar daai vraag gee ons nooit die reg om hom voor te skryf hier. Daai Afrikaanse, my God is so sterk en so magtig as niks wat my God nie kan doen. Nee? Al die jare wat ek in die NG Kerk was, almal het gesing in die kleintjies, met die kleintjies. So, toe hulle dit proe, en hy het nie geweet die oorsprong daarvan nie, maar die dieners wat die water geskep, het geweet wat dit is. Roep die hoofdienaar die bruidegom. Hy moes nou hom, wat sê in Afrikaans, soos 'n papie geskrik het. Is dit reg? Julle praat mos so. Ek het nie benul wat julle bedoel nie. Dis net die voorlope van 'n butterfly, isn't it? Ja. Metamorphosis. Weet jy dat net God kan iets wat ordinêr is, te transformeer in iets besonders. Iets goddelik. Wat jou in jou toekoms, sien, jou beste dae lê nie in jou verlede nie. Jou beste jare lê in jou toekoms. En ek vertrou dat God vandag in julle lewens, die ordinêre water, die ordinêre dinge wat jy van selfsprekend toe vat, gee dit vir God wanneer daar tekort is, wanneer dit op is. En laat toe dat hy besluit hoe hy dit vermeerder en met wat te doel. Dis vir jou vooruitgang om vir jou te voorsien. Maar die hoofdoel was dat hy hom openbaar nou as God die skepper. Niemand kan water vat en dit word onmiddellik die beste wyn. Hierdie wynproewer sê, in al die troues waar ek ook al was, hy's bekend daarmee. In al die bruiloft was, almal bring die eerste dag die beste wyn. En as hulle nou hoog is, in die takke is, of hulle is gesuip. Dis 'n mooi beskrywing. Los op hulle voete, verstaan jy? Hy sê, elke bruiloft was, almal, die bruid, hoekom? Want dit is sy plig. It's his duty. En hy moet vir 7 dae doen. Bring die goeie en dan die slegte, hoekom? Want 'n gesuipte ou proe niksie. Hy onthou ook niks nie, daarna. Uit die mond van my geling, uit die mond van sy geling, kom die waarheid. Bertus, laat haar saam met my praat. Oh, daarbo, sorry. Laat jou nou met my nou praat. Haai julle, ek kan ook die verkeerde goed sê. En sê vir hom, elke mens het eers die goeie wyn op, en wanneer hulle goed gedrink is, dan die slegte, maar julle het die goeie wyn tot nou toe bewaar. Wat God vir jou gee, verdamp nie, verdwyn nie. In jou skaaste, in jou gebrek, in jou leegte. God maak net nie vol nie, hy maak dit oorlopensvol, vir jou en jou gesin en jou nageslagte. God se seëning op jou as ouers, is voorstel om na jou kinders te gaan, na hulle kinders te gaan, na hulle kinders te gaan. Nee, dit is wonderlik. Kom, ek gaan gou aan. Ek gaan nou iets probeer en ek gaan dit waag. Jacques, jy kan na die tyd vir my korrigeer asseblief. Ek het gaan Google. Ek wou hom bel, maar tog ek nee, wat? Laat ek gaan Google. Hoe word wyn gemaak? Kan wyn van water
in 'n 5 jaar vintage wyn wees. Onmoontlik. Toe sit ek in, wat is die bestanddele vir wyn maak? En ek was geskok, water is nie een van die bestanddele nie. God het alles in die dryf gesit, in die dryf. Nee, dryf is as jy op die water dryf, nee. Ek praat van 'n korrel, 'n druiwekorrel. Kom ek lees 'n paar goed vir jou. In die ou dae het hy die trosse afgeklip, die korrels losgemaak van die stangetjies, in 'n groot gemaakte bad gehad, en almal met hulle voete trap het, né? Trap dit. Waar kom die smaak vandaan? Alles tussen julle tone. Hoe sterker die wyn, hoe vlotter was die voete. Verstaan? Klink dit reg, Jacques? Alles sweet. Jy verstaan, die wyn het baie potensiaal ontwikkel. Nee. Dis hoe dit uitgetrap was. Maar luister gou hierna. God het alles in die wyn. Om die beste gehalte te kry, moet jy al die druiwe pluk in die oggend op 'n spesifieke jaar. Dan kry die karakter van die plek waarvan die wyn gemaak is. Dis hoekom 'n wynproewer kan sê, dit kom van hierdie area. Nou, onthou, ek is nie 'n wynmaker nie, so jy kan heel wat foute kom. Maar, dink gou net, die vas druiwe wat gepers word, when it's crushed, al die sap en die sade, en die vel, is die hoofbestanddeel. Die suiker is reeds in die druiwekorrel. It's called brix. The acidity pH is also there. Dan hierso, soms kan 'n wynmaker in 'n laboratorium gis maak. Maar het jy geweet dat op die velle van die druiwekorrel is daar klaar 'n laag van gis? Dit het my verstom. Jy sien, dit was net nie 'n wonderteken nie, dit was 'n absolute wonderwerk. En daar was geen bestanddele in daai water gegooi nie, want water is nie eens die hoofbestanddeel nie, glad nie. Dink net as hulle al daai goed in daai 6 houers, dis oor die 700 liter wat hulle moes getrap het. Weet jy hoe lank gou daai bruilof gevier het? Nee? Dink gou daaraan. And Jesus done it in a second. In a second. Hoekom? Hy is skepper. Hy is die skepper. Alles wat gemaak is deur hom geskape. Dit wat nie gemaak is nie, is nie deur hom geskape nie. Alles wat sigtelik is en alles wat onsigtelik is en alles van hierdie autoriteit en daai gesag, want vir hom en deur hom is alles vir hom gemaak. Hy is die hoof van die kerk. Hy het self gesê, toe hulle sê, wie dink jy is jy? Wie dink jy is jy? Jy laste dat jy God jou pa noem. Hy het gesê, as jy my gesien het, jy klaar my pa gesien. Inteendeel die Bybel sê, dat die volle Godheid van die drie eenheid leef liggaamlik in Jesus. Come on! Geen gebed nie, geen handwaai nie, geen nonsens nie. Hy sê, vat die water. En daai man is die enigste een wat gekwalifiseer is om te sê, wat is die graad van hierdie wyn? Ek sê vir jou, die Bybel sê, ek in Jeremia 29, ek deur jou God weet wat 'n gedagtes ek aan gaan julle het. Van voorspoed en nie teëspoed. Van vooruitgang en nie teleurstelling nie. Dit is net my opmaak van daai vers. God says, I know what plans I have for you. To prosper you. To bless you. Maar ek sê vir jou, die ding wat ons as kerk nie doen nie, net soos Jesus uitnodiging ontvang het, sodat hy kon verrig het, wat dit die wil van sy Vader was. Wanneer 'n krisis jou tref, wanneer jou geld voor die einde van die maand uithardloop, wanneer jou
kar breek, wanneer die huwelik nie werk nie, wanneer jou kinders anders uitdraai as wat jy gehoop het, hier is die antwoord. Moenie hulle verwyd nie, nooi Jesus in jou hart. Nooi hom in jou familie. Jy het nie jou kinders se permissie nodig om vir hulle in te tree voor God nie. God gesê, jy en jou huisgesin sal gered word. En as jou kinders nie wil bid, jy bid namens hulle. En as jou kinders nie na God roep nie, jy roep namens hulle. Are you understanding me? Ek sal nooit vergeet, tyd gelede, het ek met God gepraat oor my dogter, Justine. En ek sê vir hom, I bring my daughter before you. Onmiddellik antwoord hy in my hart. Jesus sê, as jy skaap is, jy hoor sy stem, maar nie hier nie, in jou. En die gedagte so hard dat jy verklank dit. So God se stem klink eintlik soos jou stem, want jy verklank dit, maar die gedagte, I said, Lord, I bring my daughter before you. Onmiddellik sê hy vir my, she was my daughter before I gave her to you. Isn't that good? En as jy na jou kinders so kyk, sal jy heel anders na jouself kyk. Ja, hierdie swart skaap in my familie. Hierdie seun, hy's net vir my 'n vernedering. Hy's net, as jy dit oor jou kind dink, as dit wat jy oor hom uitspreek, en as dit wat jy vir mense vir hom sê, sy situasie sal net vererger. Pray for your children. Cry, weep for your children. En as jy nie woorde het nie, huil dat die trane loop, want trane is gebed in vloeibare vorm, wat geen bedrog vat nie. Die Bybel sê, Jesus was gehoor deur sy Vader vir sy goddelike vrees en sy vele trane. Prys die Here. Jy vee jou trane af, jy was dit af en dit verdamp op jou kussing. Maar God sê, ek vat al jou trane, hou jou my trane. Ek hou jou trane in die bottel van herdenking. Hy het elke traan wat jy gehuil het oor smart en hoe jy misbruik word en hoe jy verkeerd behandel was. Al die trane het nie by hom verdamp nie. Daai trane kan nog vir jou voordeel hê as jy hulle voor God bring. Ween voor God. Die Bybel sê, Jesus het heel wat geween. Koste skrif in die Bybel, Jesus het geween. So kom ons maar klaar. In 3 minute. Daai bruilof na uit waar Jesus genooi was 'n aardse een, 'n natuurlike een. Maar Jesus het daai bruilof gebruik as 'n verwysing na die bruiloffees in die hemel. Onthou, die Bybel sê, die geestelik kom nooit eers nie, maar eers nie natuurlik daardie geestelik. Is julle by my? Hy het gesê vir sy disippels op daai dag, by die laaste nagmaal, ek sal nooit weer van hierdie druiwe, van die vrug, van die wingerd eet, behalwe op daai dag. Kom ek lees dit gou vir julle gou, en ek maak klaar. Die Bybel sê in Openbaring 19:96, nou, onthou ek sê vir jou dat die troue in Kana was 'n skaduwee vir die waarlike troue in die hemel eendag. Dit sê daarso, laat ons verheug en laat ons God se naam groot maak en gee aan die Here die eer vir die bruilof van die lam wat gekom het en sy bruid haarself voorberei het. Hoor my, ons as Christene kan nie slap wees nie. Ons kan nie lui wees nie. God berei jou nie voor. Ek en jy, as ons nog met sonde speel, as ons nog ongeloof en twyfel en nonsens aanjag, ons moet onsself voorberei. Hy gee jou die vermoë om dit te doen, maar jy moet dit doen. Jesus kon net sowel gesê het, man, laat elke ou kom kry uit hierdie 6 kanne, want dit nou ewe skielik was. Nou, hulle moes 'n draagbare beker vat. God wants you to be active in your miracle. By obeying Him, by trusting Him. En jy loof hom op krediet, jy sê net nie dankie, want dit is 'n nagedagte, maar as jy sê by voorbaat, dankie, dit is lof op krediet. Dis soos julle vrouens klere gaan koop. Koop het, draad 'n week, vat dit terug, werkie. On Appro. Natuurlik nie hier nie, net in Transvaal, waar hulle dit doen. Nou hoor jy gou. Die Bybel sê,
Die bruid het haarself reg om al mense. As jy jouself 'n guns wil doen, jou familie doen, jou werksomstandighede doen, vra die Here om jou gedurig te was met die wasbak van die water van sy woord. Vra hom elke keer, Here, ek het dit gedoen, help my om dit nie weer te doen. Gee my die vermoë, want die woord sê ek is meer as 'n oorwinnaar. Ons kan nie net voortploet in sonde en vlootploet en doen. You see, you'll never find God in religion. You find him in a relationship of intimacy. En God het die hele Ou Testament afgeskryf. Hy het gesê, die Nuwe Testament is in my bloed. En die bloed is die wyn. Het julle iets gekry vanoggend? So luister gou so, die belangrikste ding. Hierdie gedeelte van Openbaring 19, sê dis die finale eenwording van Jesus, die lam van God en die kerk, die bruid van Christus. Kyk wat sê vers 9. Geseënd is diegene wie genooi is na die lams. Jy kan leef in sonde, jy kan sê, Jesus help my, Jesus vergewe my, maar as jy nie weergebore is nie, as jy nuwe hart het vir God nie, as jy nie, you got to love what God loves and you got to hate what he hates, sin. Hy het gesê, so en so, wat dit doen, sal nie in my koninkryk kom nie. Ja, maar glo ek in God. Jy kan in God glo, maar glo hy in jou. Dink daaraan, ja, ek glo in God, maar ons kan nie maak en breek en aangaan so ons wil en sê, ag die Here, genade het nie van die dag tot jy weergebore is, totdat jy eendag sterf in hemel toe gaan. Dis nie alles outomaties vergewe nie. Die Bybel sê, hy wat sonde sal sterf. Elke dag moet ons God dank vir sy genade. Elke dag moet ons na God toe sê, Here, ek het dit verkeerd gedoen. My kar het gebreek en in die brand geslaan. By die bande buite. En ek wou dit indruil. And the Lord says, you don't do that till you fix it. He says, you don't take something bad and take something good in its place. Son, this is not ethical. This is not what I expect you to do. Nou bly by haar kar by my huis. En ek wag nou vir die part en dit is in Nederland en die man kan nie kry nie, but I'll wait. Intussen, ek en my vrou kry volgende Woensdag 'n splinte nuwe kar. Ek sê vir jou een ding, jy kan nie rondspeel met sonde en dink, die genade is oor my. As daar genade in jou is, sonde is nie toelaatbaar, kan nie ingaan nie. Want God se genade is sterker as sonde. Are you with me? Laaste sin en ek is klaar. Dankie dat julle geluister het. Die Bybel sê hierso. Waar is die laaste boek? Efesiërs 5:25-27. Christus wat die kerk lief het. Folks, hy het jou lief. Jy is die bruid van Christus. Ons klere moet wit wees. Ons klere moet skoon wees. No spot, no rimpel, no krinkel. Verstaan jy? We got to walk clean before God. En ons kan, want ons is die geregtigheid van God. Ons is genoem die heiliges van God. Are you understanding me? Nie deur die wet te hou en nie om jouself te probeer, maar as jy aanhoudend afhanklik van God is, vra hom elke dag, ek nooi in my lewe, in hierdie situasie wat ek nie reg het, ek nooi u in hierdie area, ek nooi u in hierdie verhouding. Are you understanding me? Hy sê, ek staan by die deur van jou hart, en as jy my stem hoor, en ek staan by die deur van jou hart en klop, en as jy ek sal na jou toe kom, jy moet hom nooi. Hy wag, net die eenkie om in jou hart te gaan, en dan leef jy nog steeds soos jy wil. Elke oggend jy wakker word, sê, Lord Jesus, I invite you into my life, my spirit, my soul, my body, met my doen en laat, my woordeskat, I invite you. En hy bly nie, waar sonde nie bely is nie. Want die Bybel sê in Habakuk 1:13, God wat te rein van oë is, kan nie sonde aanskou nie. Om te dink dat Jesus op die kruis, hy het sy pa plesier in elke opset. Sy pa
het sy gesig van sy seun weggedraai. Hoekom? Want hy het ons sonde geword. Dat God nooit sy gesig van ons wegdraai nie. Ons is aan die appel van sy oog. Hy kyk geduldig na. Hy sê self die Ou Testament, ek het al die 400 jaar gesien die lyding van my mense in Egipte, ek gaan hulle nou uitlei. God het sy gesig gedraai vir sy eie seun en dit was ons te doen. We should not live in sin and embarrass God. Want dit gee die duiwel al die rede om vir hom te sê, sien, hulle is nie werd, hulle verdien dit nie, ons verdien dit nie, maar ons verdien ook nie om te sonde en te doen wat ons wil. Laaste sin en ek is klaar. Efesiërs 5. Hier is wat die kerk lief het en homself vir haar gegee het om haar heilig te maak, om haar te presenteer van die Here without spotless and clean. We got to get our act together in the church. Asseblief ek vra, nooi Jesus in elke omstandigheid, nooi hom in die sondige gedagte voordat dit realiteit, nooi hom. Julle sal wees soos ouma, good and clean, tralala. Baie dankie. Enigeen wat vir gebed vorentoe wil kom asseblief en ontvang die seën van die Here. Baie dankie vir hierdie woord wat jy in my staat gegee het om te kan preek. Ek vra, Here, laat elkeen hierdie hartsbegeerte kry. Ek wil graag. And remember, it's not your responsibility. God's responsibility to us is your response to His ability. Just respond to His word and stay clean and stay pure and stay spotless. Hoekom? God verdien het. Hy het die prys betaal. Baie dankie. Seën julle.